swakste finansiële besluit wat jy al ooit gedoen het? Dit moet nie vir my kwaad wees nie. Maar ek's 29 en ek het geen kredietrekord nie. Ja, maar dis nie so bad nie. Hoe moet ek 'n kar koop? Ek kan eers 'n Truworths rekening oopmaak nie want ek het nie kredietrekord nie. Sê vir jy is famous. Jy check jou nommer. Gaan my so kyk. Skies. Lekker. Ons rol. My gunsteling gesegde is dis beter om konstant goed te wees as soms uitmuntend. Toe het ek besef maar daar's 'n heeltemal 'n ander wêreld, daar's 'n ander dimensie. It's not like winning the lottery where you put yourself out there and then it happens to you. You have to put yourself out there, but then the hustle starts. In 'n wêreld wat behep is met dit wat ons sien, lê haar krag in dit wat ons hoor. Sy leef in 'n wêreld sonder 'n delete knoppie waar elke woord saak maak. Ja. Sy praat met duisende, maar dit voel tog of sy net met jou praat. 'n Intieme verbinding wat die klankgolwe in beweeg. Maar wie is die persoon agter die mikrofoon? Wie dryf die verstand agter die stem wat 'n deel uitmaak van ons daaglikse rotine? Vandag draai ons die rolle om in plaas haar in die warm stoel. Maak gereed vir die brein, die borrels en die briljantheid van Minke Jacobs. Nice. Baie welkom. Dankie dat jy ingestem het eerstens. Skus ons is so laat. Dit was 'n bolsap met die liglederye. Ysbrekertjie. Ek gaan vir jou woorde of ietsie sê en dan sê jy wat eers in jou kop inkom. Heeltemal onvoorbereid. Ja, is bietjie onvoorbereid. Kyk, Okay. Sondagoggend. Kerk. Stilte. Scary. Koffie of tee. Koffie. Selfoon. Irriterend. Vrystaat. Ys. Koud of warm. Warm. Voltooi die sinnetjie. Ek sal nog graag wil. Japan toe gaan. Vroegoggend of laat aand. Vroegoggend. Dis wat. Jo, gee dit vir iets. Ja, dit sê baie. Ek het vir Rickert voor die tyd sê, dis vir my baie intimiderend, want as ek kyk nooit die goed wat ek doen nie, en dan, maar as ek terugdink, dan dit wat ek nou doen, ek pause so half, of ek sê iets half, jy doen dit glad nie. So jy het, obviously as jy nou, dis jou beloofbaan wat jy dit doen, maar dis massive om dit te kan doen, om nie te statter oor jou woorde of wat ek kon nie. So ek gaan probeer so best moontlik te doen, so jy moet maar nie frustreerd raak met my nie. Wat is jou hoekom? Hoekom doen jy wat jy doen? Joh, daai vraag, weet jy verkeer moet ek kom al antwoord in my lewe. Soos by elke agentskap wat jy kom, by elke onderhoud waar jy kom, wat is jou hoekom? Hoekom doen jy wat jy doen? En dit het al so baie verander oor my lewe. Soos hang af waar ek is en hang af wat die doelwit op daai stadium is. Op hierdie stadium, as jy praat van my podcast byvoorbeeld, of hoekom kies ek die media? Ja, hoekom sit jy jouself uit daar? Is dit vir jou 'n passie? Is dit vir jou 'n manier om geld bymekaar te maak? Is dit vir jou liefde? Jy weet, why dit doen? Jy kan seker enigiets gaan doen wat jy wou doen. So, ja, dit is 'n probleem actually. Dit's actually ook iets waaroor ons eventually kan praat, is as jy goed is in baie dinge, en hier is nou nie om my eie beeld te blaas nie, as jy 'n individu is wat redelik baie talente het, dan is dit baie keer moeilik om iets te kies. Dan is ek altyd van die opinie, doen net dit wat die maklikste kom, reg? En waar ek tans is in my loopbaan, baie van dit het net organies gegroei tot nou, vanaf met Miss Free State in 2016. Die idee was nooit om nommers te chase, dit het regtig net organies so gegroei, totdat my community later ons my begin vra het, maar ons soek 'n podcast. Ons soek meer van dit. En dan so groei die gemeenskap wat jy aanlyn skep. En later is dit 'n ding dat jy vir mense gee wat hulle gee. So vir my hoekom tans is omdat dit van my verwag en gevra word. En ek is lief vir my gemeenskap. My gemeenskap bedoel ek my online community. So dit is boodskappe wat ek in 'n inbox kry. Hey Minke, so baie dankie vir daai episode. Dit so baie vir my beteken. Dan sê ek soos yes. En dit klink kliseë van hoe mense se lewens verander en as ek net een ding vir een iemand kan beteken, maar dit is regtig so. As daai boodskappe inkom dan sê ek so, okay. En dit is die vraag aan wie ek dink as ek 'n volgende episode in my podcast byvoorbeeld opneem. En ja, maar ek dink ook mense hoekom verander soos jy loopbaan aanpas. Is jy, ekskuus, ek is van die punt af. Dink jy mense sal op 'n punt miskien spyt wees dat jy jouself so uitsit? Voel dit vir jou baie keer, yes, ek is nou 'n bietjie in die kruisvuur? Ja,
Dit is my baie interessant, ek het hierdie nou dag vir 'n vriendin vertel, want mense dink hulle kan met jou praat soos hulle wil. Hier is wat ek daarmee bedoel. Nou die dag sê ek, kom ek sê maar eerder die waar nie. By 'n plek waar ek ontspan en daar's kennisse van my. En hierdie mense dink gewoonlik hulle het die reg om dadelik kommentaar te lewer op hoe ek lyk. Maar jy het vandag baie make-up aan, wat jy nou weer gedit, of hoekom lyk jy so vandag? Daar's heeltyd hierdie, en hulle intensie is dalk nie lelik nie, maar daar's heeltyd hierdie idee dat mense vir jou kan sê wat en hoe hulle wil, en jy moet dit maar net vat. Want Mienke, jy het gekies om jouself in die limelight te sit, so jy moet dit kan vat. So ek so, ek weet nie wat altyd waar is nie. Dis ook 'n gedagte waarmee ek sukkel. Soos, as ek sekere goed aanlyn doen, gee ek dan consent om of geobjectify te word, of om so gehanteer te word. En ek dink nie altyd so nie. Dis 'n moeilike game wat ons speel tussen hoeveel van myself gee ek, en hoeveel gaan ek soos moeilikheid van mense af aanvaar. Dis regtig moeilik, maar om jou vraag te beantwoord, ek was al spyt dat ek so baie gedeel het, ja. Want ons ook druk, ons vreeslik baie druk. Dis soos, voor ek nou TV-werk gedoen het, Mienke, jy het nou radio, wanneer is TV? Dis soos om te trou, wanneer is die kind? Wat's volgende? En dan sê ek so, sonder dat jy besef, sit jy soveel druk op my, en al is jou intensies oulik, ek sê soos, ja bro, so ek moet deeltyd jou standaarde chase. Dis moeilik. Jy het nou gepraat van getalle, en ek dink, veral as jy, wat julle doen, jy weet, dit gaan maar oor following, dit gaan oor klomp goed. As mens daai goed wegvat, en ek vra jou, wat is sukses vir jou? Koppel jy sukses aan so iets, of is daar 'n dieper? Ek het hierdie vraag. Ek hoop nie het al die vrae gehad wat ek al wil vra. Nee, jy het hierdie vraag vir my gestuur, want ek het vir jou gevra, ek wil asseblief voorbereid, weet, so sê ek vir jou stuur vir my die vraag. Stuur ek vir my man, want my man is een met wie ek bounce, en baie van die wyshede wat ek in my podcast deel, kom eintlik van hom af. Die vraag vir my lief, soos, hoe lyk sukses vir ons as gesin, en hoe lyk dit vir jou as individu, want ek was nie presies seker hoe om so 'n tipe vraag te beantwoord nie. En mense wil sukses baie keer baie diep gaan uithaal, en gaan dit oor geld, gaan dit oor liefde, waaroor gaan dit, maar eenvoudig vir my is sukses, het jy jou doelwit bereik. Maak saak wat jou doelwit is, of jou doelwit vandag is om net die dag te oorleef, dan was jy suksesvol. Sukses it's not that deep. Dis net soos, het jy jou doelwit en jou oogmerk behaal. Dis so eenvoudig soos dit. En maar as jy vra wat's myne op 'n dieper vlak. In my loopbaan is die nommers daar definitief. Daar's baie eksterne druk maar jou following moet nou double. Jy moet nou daai verify merkie kry. Maar nou is 2000 likes op 'n post nie meer genoeg nie. Ons soek nou 10 en so gaan dit aan en aan. As ek sê ons, praat ek van of in 'n werk of sommer net kennis, soos ek gesê het, wat dit van my verwag. So daar is nommers definitief 'n ding, en jou volgende gig, jou volgende MC gig, jou volgende motiveringssprekers gig, daar ja. Maar persoonlik is, hoe gaan dit by my gesin? Hoe gaan dit regtig daar? Hoe lyk die intimacy met my man? Hoe lyk die verhouding met my ouers? Kommunikeer ek nog met my siblings? Is ek daar nog wie ek wil wees? Dis regtig vir my die waar ek aan sukses meet, is op 'n persoonlike vlak, is hoe lyk my verhoudinge by die huis agter toe deure. Okay, good. Jou beroep, obviously, verg, jy het nou gesê, dinamiese en heeltyd perform teen the highest level. Fisies en geestelik, hoe kry jy daai, ek is alright nog, jy weet, hoe kom jy terug na die middelpunt toe? Ek dink my grootste oomblik van dit is om vir myself aanhou te sê, en ek is diep, okay. Is ja, gym en stap. Ek love stap met my honde, ek love sunsets kyk, ek love koffie saam met my man drink. Ja, dis hoe ek laat beter voel. Maar dis eerder, as ons holisties daarna kyk, sal ek eerder sê, dit is om vir myself konstant te herinner dat ek in beheer is van hierdie loopbaan. Maak nie saak as ek nou 'n TV-gig gedoen het, maar wanneer is die volgende seisoen? Dan weet ek's nie gecast vir die volgende seisoen nie. So wat sê ek dan vir die persoon wat daai druk plaas? Maar om myself te center en jouself in check te hou en okay, mentally te hou, is om vir jouself te herinner, maar ek is in beheer van hierdie loopbaan en ek weet waar ek daarmee wil gaan. Dan as mense sulke invloede van buite af, dan sê ek soos, weet jy, ek's nie gecast vir die volgende seisoen nie.
water van 'n se rug af. As jy jouself op 'n plek kan kry waar mense se opinies en opmerkings soos water van 'n se rug af is, gaan jy okay wees. Dan is jy suksesvol ook. Ja. Obviously, Suid-Afrika het baie uitdagings en ek het al kinders en dit is moeilik om baie keer positief te bly. Is jy 'n positiewe mens of is jy weet, sien jy die glas half vol of half leeg en hoe manage jy dit? Want obviously jy kan nie te negatief wees in jou beroep nie. Jy moet dan maar die mense bietjie optel. Ek is first and foremost ek net soos 'n realist. Chef my sê die glas is half vol, die glas is half leeg. Ek is useless glas. So kry 'n nuwe een en maak 'n plan, maak hom of leeg of vol. Jy vra hoe bly ek positief? Ja. Ek doen nie altyd nie. Ek doen nie altyd nie en dis moeilik as dit kom by die brand wat ek probeer wees online. Ek's op 'n plek waar ek ek's nou baie vulnerable daaroor is as ek bly dan eerder stil. Want ek is bewus van die diverse groep mense wat my volg en my opinies en uitkyk as dit negatief kan wees, kan dit groot invloed hê op hoe hulle my sien en ek sê nie ek doen alles wat ek doen vir ander mense of om ander mense te laat beter voel nie, maar my community is 'n baie groot deel van my loopbaan en as hulle nie daar is vir my nie en as ek hulle seer maak omdat ek dalk in 'n oomblik van swakheid negatief is, dan gaan dit vir my sleg wees. So ek kies eerder om stil te bly as ek negatiewe goed ervaar, maar dan sal ek dalk na 'n ruk in retrospek sê, luister, video maak of iets sê, dit het nie goed gegaan nie of ek was op hierdie negatiewe plek of soos hierdie Amerika en Suid-Afrika wat mense wat soos ek het baie opinies daaroor, maar ek het grootendeels probeer stil bly. Maar as dit regtig iets is wat ek voel, maybe breek ek eendag in social commentary in. You never know. So stay tuned. Ek weet nie. Maar ek persoonlik is ek meer realisties as positief. Okay. As ek nou realistic moet wees. Ja, ek dink jy het nou hierdie ding bietjie beantwoord. Wie is 'n mentor vir jou in jou lewe? Ja, ek het nie regtig een nie. Wie sê hoekom? Ja, vrouens in die Bybel en al daai, ja. Maar soos meer, en ek is ernstig sê, ek het kyk op na baie vroue in die Bybel, Rut is 'n groot voorbeeld, maar op 'n soos 'n everyday, op 'n alledaagse basis het ek nie individu nie, want ek weet hoe flawed ek is. En jy's probably ook. Sy is probably ook. En die groot deel met mentors is jy ontmoet hulle gereeld. Soos in my industrie is dit vir my moontlik om baie mentors of mense waarna ek opkyk te ontmoet. Ek deel gesprekke met hulle, ek's op selfde plekke as hulle. Ek dalk van so kleins af na opkyk. En dan daar raak dit my gevaarlik want dan dit kom terug na wat ek gesê het van ek definieer hierdie loopbaan. Daar raak dit gevaarlik en ek het actually 'n podcast episode oor hierdie ook gedoen. As daai mentor begin opinies lig en begin sê wat hulle dink en maar Minkie, jy moet eerder dit. Dan is dit so vinnig vir jouself om heeltemal jou koers te verander, want die mentor het dit gesê. That being said, ek het in Bloemfontein 1 of 2 vrouens gehad waarna ek opgekyk het. Anri Pel van Ace Models was definitief ene. Ek het so baie ek was al PA vir 'n rukkie. Nou opgekyk, baie van my lewe gemaal rondom haar. En daar het ek ook besef, sy's 'n amazing vrou, baie lief, niks fout met haar nie. Maar daar het ek besef as ek myself wil wees en my loopbaan wil bepaal. Mentors is belangrik. Maar vir my as individu is dit ek kyk nie so, ek plaas niemand op 'n pedestal want ek weet hoe flawed ek is. Dis goed. Hoe belangrik is familie vir jou? Baie. Dit actually, as sodra mens trou, dan begin mense te dink, en as na my eie familie ook kyk, mense raak ouer in verskillende fases in jou lewe, en dink jy, want dan maak hulle jou kwaad, né? Want ons almal word mos nou volwassenes en ons raak ons eie mense. Dan dink ek aan, is bloed regtig dikker as water of soos as water of is dit moet ons Slankers eet te sien. moet ons regtig so na ons familie kyk as hulle ons keer op keer in die steek laat? Dan die antwoord is maar ja. Ek dink tog daar is 'n verantwoordelikheid wat jy het teenoor jou. En ek praat nou van die perspektief van 'n ouer sibling af. En niemand in my nabye gesin het my al regtig super seer gemaak nie.
So ek verstaan as daar nog 'n ander individu is wat die jonger ene is of die laatlammetjie is en heeltemal 'n ander ervaring as ek het. Maar ek het definitief 'n verantwoordelikheid teenoor my jonger broer en teenoor my ouers wat so baie vir my gegee het vir so lank. Eventually sal ek wil teruggee. Ja, dit word al hoe moeiliker. Ek het nou met Rickert ook gepraat daaroor, maar jy kan nie regtig daai waarde heg nie. So ek moet 'n groot besluit maak van goed in my lewe, maar ek kan alles kwantifiseer, ek kan alles uitwerk, maar jy kan nie daai waarde, veral as jy kinders het, wat 'n oupa het op daai kind nie. Ek meen vanoggend ek was nie met my dogtertjie het 'n speech gehad, maar ek was nie daar nie, maar my hele al die oupas is daar, almal was daar. Jy kan nie jy kan nie waarde daarin heg nie. So dis eintlik moeilik. Ja. Dis baie erg. Ek is nou op 'n plek kruispunt in my lewe, vir as ek wil kinders hê, moet ek besluit oor soos is baie erg. Jy gaan jou lewe lank jou tyd moet afspeel teenoor jou geld. Behalwe as jy een van daai ryk mense is wat passive income het en is nou maar net so. Miskien met mense met jou chat dan sal jy daarmee help. That would be ideal, maar dis 80% van ons is dit nie die geval nie. So hou ek die werk wat ek nou het en kom ek 2 ure in die middag by die huis en ek het soveel tyd saam met my man en my kinders, maar ek kom net deur op my salaris. Of kry ek 'n proper 9 to 5, kry amper dubbel my salaris, maar ek het geen tyd in die middag saam met my kind nie. Kom eers 7 uur die aand by die huis. Ek dink dit gaan oor en oor in ons lewens gaan as ons tyd moet opspeel teenoor geld. En iewers gaan jy moet besluit wat vir jou belangriker. En ek dink as 'n ma, hier's my opinie, as 'n ma is jou huis jou verantwoordelikheid. Ek stem met jou 100% saam. Dit is ja, jy kan enige ou wat werk wil tyd hê. Enige ou. Hy sal enige hoeveelheid geld verruil vir tyd. Jy kan nie tyd koop nie. En jy gaan as jy kinders het, sal jy sien dis die meeste waarde. Dis definitief so. Ek ken ook so baie mense wat nou volwassenes is. Daar was so baie geld growing up. Maar waar was tyd, die memories is nie daar nie. Ja, is moeilik. Is baie moeilik. Ja. En in Suid-Afrika, die ekonomie is 'n realiteit. Ja, sorry. Ja. Dus, ja. So ek oordeel niemand nie. Ja. Ek weet geld is 'n realiteit. Dis 'n issue, ja. Ek dink as ons praat oor geld, jy weet, dit kan 'n instrument wees vir soveel goed. Hoe definieer jy finansiële vryheid? Of jy weet, is dit wat ons nou net gesê het, is dit vir jou tyd saam jou familie of dink finansiële vryheid is vir my die gedagte dat ek soveel tyd dat ek met my tyd kan doen wat ek wil sonder om te bekommer oor of ek my karpaaiement kan betaal of ek kos kan koop. Maar honestly dink ek nie ek as persoon gaan ooit daar kom nie. Het ek nog op Bloemfontein gebly? Maybe. Ja. Maar nie in die Kaap nie. Ja. Swakste finansiële besluit wat jy ooit gedoen het? Oh, dit moet nie vir my kwaad wees nie. Maar ek's 29 en ek het geen kredietrekord nie. Ja, maar dis nie so bad nie. Hoe moet ek 'n kar koop? Ek kan eers 'n Trios rekening oopmaak nie want ek het nie kredietrekord nie. Sê vir jy is famous. Jy check jou nommer. Oh, gaan my so kyk. Ekskuus. Ja. Wie? Dis moeilik, ja. Okay. Andersins nee, ek my lewe lank sit ek met my stert in die botter hou. My pa het al my goed betaal. My man is bevoorreg. Nee, ek dink is om nie, ek dink regtig dis om nie kredietrekord te hê. Yes, dis nie so bad nie. Ons het al baie erger gehoor. Ja. Okay, maar ek werk nou eers 5 jaar. So ek verdien nou eers 5 jaar as salaris. So daar was nog nie regtig kans. Maar hou dit so, jy hoef nie swak finansiële besluite te maak. Jy kan goeie sou. Okay, great. Waar spandeer jy jou geld? Of waar mors jy jou geld, voel jy? Okay, ek het die afgelope 2 maande, 3 maande besluit ek moet regtig my gedagte mekaar kry. In terme van die klein luxuries wat ek koop. En ons moet spaar en ons moet spaar en ons moet spaar. My man sê dit vir my tot hy blou is en ek probeer regtig my bes. Maar ek het deur so 'n fase gegaan waar ek vreeslik baie boeke gekoop het. Ja. Maar lees jy baie? Ja, ek doen actually regtig. En nie 'n selfhelpboek nie. Ek het nog nie Atomic Habits gelees nie. Ek het nog nie The Subtle Art of Giving gelees nie. Ek het nog nie 5am Club gelees nie. Jy moet Diary of a CEO lees. Dis jou eerste een wat jy moet lees. Is dit Brilliant. Is dit 'n boek? Ja, so die boek is baie great. Hy's baie jy gaan dit laat want jy's baie to the point. Hy's baie so, maar heavy waardevol. Ek luister
ek kyk nou en dan sy podcast en dan luister ek 1 of 2 ander. En ek dink dit sluit aan by my punt wat ek vroeër gemaak het oor mentors en mense na opkyk. En ek luister nie ander mense so goed nie, want dan sal konstant 'n vergelyking wat in jou kop plaasvind. En hoe meer keer ek vir jou sê moenie dit doen nie, hoe meer gaan jy dit doen. Dis so 'n natuurlike instink, want ons as mense oordeel heeltyd. Ek oordeel wat ek volgende wil sê, ek oordeel of daai 'n mooi sak is, die heeltyd. Ek oordeel hoe lank gaan dit my vat om huis toe te ry. So dit is so in ons ingeëngrave. Ek gaan nie dit kan doen nie. So ek het honestly nie belangstelling in. Miskien is daar wysheid in wat hy sê, maar ek gaan dadelik dink, ek gaan nooit so goed wees soos hierdie ou nie, omdat ek dalk enige boek wil skryf. Verstaan nie. So dis kom ek nie regtig self help lees nie. Maar waarop ek nog geld mors is definitief op convenience kos, sal nie die winkel se naam sê nie. Koffies, sandwiches, toebroodjies. Jy gee baie raad vir mense. Hoe belangrik dink jy is dit vandag om miskien 'n baken van waarheid te wees, om te sê hoor jy ek straight shooter. Ek draai nie doekies om nie, dis die waarheid. 100%. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer op keer vir al vrouens kom na my toe en sê dankie vir hoe authentic jy is. Dankie vir hoe eerlik jy is in hierdie. En ek beloof jou, elke keer dink ek, maar dit is net hoe dit is. Soos ek ken nie 'n ander manier van wees nie. Ek verstaan glad nie om 'n pretens op te sit. En soos ek sê, dan sal ek eerder net stil bly. Maar ek sal nie iets vir jou sê as ek dit nie bedoel of daarin glo of oortuig is in my kop, my perspektief dat dit die waarheid is nie. Ek dink dis so belangrik. En daar was op 'n call seker so 'n jaar of 2 terug wat social media beweeg het na hierdie authenticity toe. 100%. En toe het ek klomp meer accounts dit begin sien doen. En toe is dit asof Instagram weer hierdie aesthetic plek raak. Soos ek so, okay, ek weet nou nie wat is ons nou Instagram, is ons nou authentic, is ons nou aesthetic, I don't even know. Maar ek dink is uiters belangrik om authentic en reg te bly sover jy oortuig is. Okay, kom ons touch bietjie op daai aesthetic, want obviously ja, ek dink probeer jy al twee blend, want tog gee jy baie advies oor voorkoms en jy moet goed kyk na jouself of wat ek al, is dit bietjie van 'n blend vir jou? As ek sê aesthetic, bedoel ek hierdie content wat pragtig geshoot is, soos as die meisie opstaan is haar hare mooi, maar gaan nou by jou vraag kom. Haar huis is altyd netjies, haar kinders is altyd mooi aangetrek. Dit glad nie. Dit het begin uitsterf 2 jaar terug en nou is dit ewe skielik terug. Ek dink is met TikTok wat nou so groot is. Maar ek dink jy wil tog net soos prakties jou feed mooi hou en ek wil diverse wees. Ek wil met brands kan saamwerk wat ek dink goed is. Ek wil met baie 'n diverse audience kan praat. Dit is hoekom ek maar my content uitsprei in daai rigtings. Okay, good. Pad vorentoe. Volgende 5 jaar. Kredietrekord kry. Oh yes. Hoekom sê jy is nie so belangrik hier? So dink jy dit is nie? Nee, ek weet nie. Vir my is dit nie. Ek dink kwalifikasie, beroep is baie belangrik. Ja, party banke kan jy by bank bloot uit jou kwalifikasie uit. Maak dit 'n universele bemarking. So jy kan by daai bank en hulle gaan bloot op die feit dat jy inkomste is en 'n professionele persoon is vir jou krediet. Ek wil nou 'n bed op skuld koop. Nee, yes. Hoekom nie? Ja. Ja, skuld is baie bad. Ja. Skuld is baie bad. My kar is daarom afbetaal Desember. Well done. Soos jy my gevra het wat 'n goeie besluit sal ek sê. Trick nou is, hou aan die paaiement betaal, maar spaar dit. Ja, yes. Ek gaan my aftredingsiteit net so 'n bietjie increase met tax free. Kyk, jy sê moet eintlik hierdie aangebied het. Okay, volgende 5 jaar. Behalwe kredietrekord. Nee, ons gaan nou daai heroorweeg, maar 2 kinders. Dit is baie spesifiek. Dit is ja, maar ek contemplate nog die tweede een so klein bietjie. So 'n paar maande weer praat. Apparently is pregnancy rough. In 'n geval, so ek sal baie graag 2 kinders wil hê. Ek sal wil hê my man moet in 'n loopbaan wees wat hom vervul en ek sal net wil weet, moet ek 'n 9 to 5 doen of moet ek daar bly waar ek is? Ek was vroeër in my lewe baie, gaan ek nou weer baie diep. Vroeër in my lewe baie obsessed met hierdie 5 jaar plan en soos, maar Here, hoe gaan dit lyk? Hoeveel podcasts episodes gaan ek hê? Met by hoeveel events gaan ek praat? Hoeveel interviews gaan ek hê? En hoe meer daai my gebed was,
hoe meer is dit asof my fokus net geshift het van die loopbaan af na my mens wees en na my huis. Want dis waar dit alles begin. As jy nie jou purpose in jou huishouding kan vervul en daar gelukkig is met wie jy is nie, beloof vir jou is al hierdie fluffy goed hier buite beteken absoluut niks. So, ja, my 5 jaar plan is regtig net om 'n fulfilling family life te hê en hopelik 'n tweede kind. En ek het vandag sit en dink of ek is soos Oudtshoorn toe moet trek hier. Soos 'n klein dorpie. Het julle nou daai liedjie gedink? Ja. Groot voel paradys. Ek vind dit soos die Kaap's beautiful en ek love my werk en ek love die mense, ek haat die traffic, maar ek kom van Bloemfontein af en toe dink ek, Oudtshoorn is 'n goeie blend. nee, ek het met iemand gepraat oor Oudtshoorn. Nice na George is 'n goeie blend. Maar George is 'n baie goeie blend. Ja. en ek dink dis dalk wat die industrie nou al aan my begin doen het. Soos spreek tot jou vraag. Dit laat jou so klein bietjie net ek sou sê privaatheid klink dit of ek nou hierdie vreeslike famous persoon is, maar net bietjie stil en soos 'n stadiger lewe. Okay, good. Laaste een. Wanneer die tyd reg is en jy terugkyk miskien op jou lewe, as mense jy moet onthou, miskien nie net vir jou loopbaan nie, maar miskien die mens wie jy is, wat sal jy graag wil hê moet hulle onthou? Ek wil nou nie te veel, ek wil nou nie jou hele podcast oor Jesus maak nie. Nee, asseblief. Gaan mal. Dit offend mense graag. Nee, ek ken nie om dit. Dat sy altyd eerlik was. Ek dink dis wat ek in al my CV's sit en al my bios as mense vir my vra. Write something about you. It's like so straight shooter, authentic. En Jesus. Ek praat nie noodwendig so baie oor die Heilige Gees en my salvation op die internet nie, want ek dink ook dit kan baie keer ek kan mos nie hanteer as daar only Jesus in jou bio staan en dan kyk ek na jou feed, dan is ek so Dit twee linkie lekker nie. anyway, so ek dink net mense moet baie keer versigtig wees dat jy nie misrepresent nie. So dis kom ek nie so loud is daaroor op Instagram nie, maar mense wat my ken, wil ek graag hê moet weet dat as hulle my sien ervaar hulle Jesus se liefde of se warmte ten minste. En dan dat ek altyd eerlik was oor wie, wat en waar ek is. Ja, that's about it. En dat sy somewhat goed was in radio en 'n cool podcast altyd met my. Maar as jy dit onthou Dit is belangrik. so fyn, regtig fyn.